Môre, dis Maandag die 16de Februarie en mag hierdie week vir jou 'n week van groot deurbrake wees. Ons begin nie weer dikwels met 'n lysie planne, is dit nie waar nie? Ons wil hê dinge moet reg uitwerk by die werk en by die huis. En as dinge skeefloop, is ons baie vinnig om 'n plan B te maak om die situasie te red. Maar vandag se teks in Genesis 27 vanaf vers 1 tot 17 waarsku ons teen presies dit, om God se werk te probeer doen met menslike metodes. Kom ons kyk na die drama wat hier afspeel. Eerstens is daar die pa, Isak. Hy is oud, hy is blind en hy voel die dood nader kom. Hy weet baie goed dat God gesê het die oudste Esau moet die jongste Jakob dien. Maar Isak het 'n swak plek vir Esau en vir Esau se wildsvleis. So hy maak 'n plan. Hy roep vir Esau en sê: "Gaan jag vir my. Maak kos, dat ek jou kan seën." Isak probeer om God se wil te omseil met 'n bord kos. Klink dit nie bekend nie. Maar die Bybel sê in vers 5, en Rebekka het geluister. Sy hoor wat Isak beplan. En hier is waar die groot toets kom. Rebekka weet wat die waarheid is. Sy weet Jakob moet die seën kry. Maar in plaas daarvan om na God toe te gaan, of om haar man te konfronteer met die waarheid, raak sy paniekbevange. Sy dink, as ek nie nou iets doen nie, gaan God se belofte faal. En so besluit sy om God te help met haar eie plan. Sy roep vir Jakob in vers 8 tot 10 en neem totale beheer oor. Sy sê, luister na my, gaan haal 2 bokkies. Ek sal die kos maak dat dit soos wildsvleis proe. Trek eers sy klere aan, ons gaan jou pa bedrieg. Sy bou 'n hele web van planne om 'n geestelike doel te bereik. Sy dink die doel heilig die middele en Jakob, hy is pragmaties. Hy sê nie, maar ma, dis sonde nie. Hy sê in vers 12, miskien vang pa my uit, dan kry ek 'n vloek. Hy is bang vir die gevolge, maar nie vir die sonde nie. Hy is bang hy word uitgevang, nie dat hy God gaan teleurstel nie. Vriende, hier is die diep les vir ons op hierdie Maandag. Hoeveel keer tree ons op soos Rebekka? Ons sien dinge loop verkeerd. Ons is bang ons verloor 'n kontrak of ons kinders kry swaar en dan gryp ons in. Ons manipuleer die situasie. Ons probeer dinge forceer. Ons dink ons moet God se beloftes red. Maar Spreuke 19 vers 21 sê dit so mooi vir ons. Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, dit sal bestaan. God het nie Rebekka se ingryping nodig gehad om Jakob te seën nie. Hy is God. Hy kon Isak se mond gestop het. Hy kon die wild weggejaag het sodat Esau niks vang nie. Maar omdat Rebekka en Jakob nie vertrou het nie, het hulle wel die seën gekry, maar hulle die verhouding in die huis vernietig. Jakob moes vlug en Rebekka het hom nooit weer gesien nie. Wat is die plan B wat jy vandag probeer maak werk? Waar probeer jy manipuleer omdat jy nie vertrou dat God betyds gaan opdaag nie? Ware geloof beteken om stil te word en te weet God se raad sal bestaan. Jy hoef nie te konkel nie. Jy hoef nie te jok nie. Jy moet net gehoorsaam wees en die res vir hom los. Kom ons bid saam. Here onse God, ons bely dat ons dikwels dinge in ons eie hande wil neem. Ons raak bang, Here, as ons nie beheer het nie. Vergewe ons, waar ons soos Rebekka dink ons moet U help met ons eie planne. Maak ons vry van manipulasie. Gee ons die moed om die waarheid te praat en U te vertrou vir elke uitkoms. Ons weet U raad sal bestaan. Ons bid dit in die kragtige werking van die Heilige Gees en in die naam van Jesus Christus. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Die wêreld sê, maak 'n plan, manipuleer, kom bo uit. Maar die kruis sê vir ons, dit is volbring. Jy hoef nie te veg vir 'n seën wat Jesus reeds vir jou gekoop het nie. Hou op stoei vandag en begin vertrou. Die Vader het jou so lief, net soos jy is,
deur Jesus Christus. Ek hoop jy het 'n geseënde maandag.